Goeienaand en welkom by Laat Aand met Pastoor Brenda. 'n Rustige prekkie aan die einde van die dag, waar ons net vir 'n paar minute stil word by die Here, ons harte voel en onthou dat hy nog steeds naby is. Vanaand wil ek praat met die persoon wat bang is oor iemand se gesondheid. Dis een ding om self siek te wees, maar dit voel heeltemal anders wanneer iemand vir wie jy lief is, swaar kry. Dan wag jy vir die volgende oproep, die volgende afspraak, die volgende uitslag of net vir enige teken dat dinge beter gaan. Wanneer jy huis stil raak, begin jou gedagtes maklik verder hardloop as die feite wat jy het. Jy wonder of dit erger is as wat jy dink, of die behandeling gaan werk, of hulle weer sterk gaan word. Partykeer sê jy niks vir die persoon nie, omdat jy nie jou vrees op hulle wil plaas nie. Maar diep binne in jou dra jy die heeltyd daardie vrees. Miskien het jy al gehelp waar jy kon. Jy het saam hospitaal toe gegaan, kos gemaak, boodskappe gestuur, gebid en probeer bemoedig. Tog voel jy magteloos, want jy kan nie die siekte wegneem of die uitslag verander nie. Dit is moeilik om iemand lief te hê en te weet daar is dele van hulle pad wat jy nie namens hulle kan loop nie. Jesaja 41 vers 10 sê, moenie bang wees nie, want ek is by jou. Moenie bekommerd wees nie, want ek is jou God. Ek versterk jou, ek help jou, ek hou jou vas met my reddende regterhand. God beloof nie hier dat daar nooit 'n moeilike dag sal wees nie. Hy beloof dat hy teenwoordig sal wees. Hy is by jou, maar hy is ook by die persoon oor wie jy bekommerd is. Hy sien hulle liggaam, hulle pyn, hulle moegheid en alles wat nog onseker voel. Hy verstaan ook jou hart en hoe bang jy is om iemand te verloor wat vir jou kosbaar is. Daar is plekke waar jy nie kan ingaan nie, maar waar God reeds is. Jy kan nie saam met iemand in elke ondersoekkamer wees nie. Jy kan nie in elke behandeling namens hulle wees nie. Jy kan nie beheer wat die uitslag gaan wees nie, maar jy kan hulle elke dag weer aan die Here toevertrou. Dit beteken nie jy gee op nie. Dit beteken jy erken dat jy nie hulle redder is nie. Jesus is. Jy kan aanhou ondersteun, aanhou luister en aanhou bid, maar jy hoef nie die hele gewig van hulle gesondheid op jou skouers te dra nie. Partykeer probeer ons onsself voorberei op die slegste, omdat ons dink dit sal die pyn makliker maak. Maar om oor elke moontlike uitkoms te dink, beskerm jou nie. Dit maak jou net moeg voordat môre eers aangebreek het. Jesus sê in Matteus 6 vers 34, moet julle dus nie oor môre bekommer nie, want môre sal hom oor sy eie dinge bekommer. Elke dag het genoeg aan sy eie kwaad. Dit beteken nie jy moet maak asof alles reg is nie. Dit beteken net dat jy nie vanaand môre se las ook hoef te dra nie. Daar is genoeg genade vir vandag en wanneer môre kom, sal God ook daar wees. Miskien is jou gebed vanaand eenvoudig. Here, ek is bang. Ek weet nie wat gaan gebeur nie, maar ek gee hierdie persoon weer in u hande. Jy hoef nie 'n lang gebed te bid nie. God hoor selfs die gebed wat net deur trane kom. Moenie voel jy het swak geloof omdat jy bang is nie. Geloof beteken nie dat jy nooit vrees voel nie. Geloof beteken dat jy met jou vrese na God toe gaan en kies om hom te vertrou met dit wat jy nie kan beheer nie. Jy mag vanaand rus. Jy hoef nie wakker te bly om te wag en om wag te hou nie. God slaap nie. Hy is naby aan die persoon wat siek is en hy is naby aan jou. Kom ons bid saam. Papa Vader, vanaand bid ek vir elke persoon wat bang is oor iemand se gesondheid. U sien die bekommernis wat hulle stilweg dra, die vrae waarvoor daar nog nie antwoorde is nie en die vrees wat in die stilte van die nag groter voel. Here, kom naby aan die persoon wat siek is. Raak hulle liggaam aan, gee wysheid aan die dokters en mediese personeel en bring genesing, krag en herstel volgens u wil. Dra hulle deur elke ondersoek, behandeling en moeilike dag. Ek bid ook vir die persoon wat langs hulle staan. Gee hulle krag om te ondersteun sonder om self onder die gewig te breek. Help hulle
om nie elke moontlike uitkoms in hulle gedagtes te probeer dra nie. Maak hulle hart rustig en herinner hulle dat U reeds daar is waar hulle nie kan wees nie. Laat die Heilige Gees vanaand vrede bring waar daar vrees is. Beskerm hulle gedagtes, gee hulle rus en help hulle om hierdie geliefde met vertroue in U hande te plaas. Ons bid dit alles in die groot en magtige naam van Jesus Christus. Amen. Mag die Here die persoon oor wie jy bekommerd is, met sy hand vashou vanaand. Mag hy jou hart vanaand rustig maak en jou nuwe krag gee vir môre. Mag jy 'n geseënde nagrus hê. Shalom.